Julle die tema van hierdie podcast is God se plan vir 'n blywende nalatenskap, of julle sal dit ken as generational wealth. Kom wys so 'n bietjie my gesig in hierdie podcast. Ek wil kyk of die views 'n bietjie weer beter is wanneer julle my kan sien. En ja, almal moet maar iewers begin, hè. Ek is nog nie fully equipped nie, maar ons begin iewers. Nou, ek het onlangs begin besef dat God se idee van voorspoed gaan nie oor quick money of vinnige wins nie, maar oor lasting fruit, blywende vrug. Nou wanneer ons praat oor generational wealth, of kom ons sê generasie rykdom, dan praat ons eintlik oor generasie gehoorsaamheid. En elke saad van gehoorsaamheid wat jy vandag plant, dra 'n oes vir iemand wat jy dalk nooit sal ontmoet nie. Julle God gee 'n rykdom met 'n doel. En hy verwag dat jy dit sal bestuur met dieselfde gehoorsaamheid waarmee jy sy woord lees. Ons lees in Deuteronomium 8 vers 18 lees ons: maar jy moet onthou aan die Here jou God, want dit is hy wat aan jou krag gee om rykdom te verwerf. Maar jy moet onthou aan die Here jou God, want dit is hy wat aan jou krag gee om rykdom te verwerf. God is die bron, jou besigheid of kommissies is net die channel, die kanaal. Nou wanneer hy jou seën, is dit nie sodat jy kan ophoop nie, maar sodat jy kan circulate, sodat jy kan vloei. Daai geld wat jy maak moet kan vloei. En elke inkomste is 'n toets van vertroue. Sal jy dit gebruik vir jouself of vir die koninkryk? Nou hierso is iets om bietjie aan te dink. Wat sou gebeur as ons elke transaksie sien as worship, aanbidding? Ons lees in Lukas 16 vers 10. Wie getrou is in die minste, is ook getrou in die meeste. Nou dit is jou bestuur oor seën. Dan lees Lukas 16 vers 10. Ek lees hom weer. Wie getrou is in die minste, is ook getrou in die meeste. Nou dis nie hoeveel jy het wat jou karakter wys nie, maar hoe jy dit hanteer. God kyk nie na jou commission check of jou kommissiebetalings nie. Hy kyk of jy eerlik bly wanneer niemand kyk nie. Om jou besigheid reg te bestuur is self 'n daad van aanbidding. Jy word nie geseën om goed te lyk nie, maar om getrou te dien. Nou die krag van nalatenskap, julle. Gaan lees in Spreuke 13 vers 22, ek lees dit vir julle. 'n Goeie mens laat 'n erfdeel na vir sy kinders se kinders. Ag, julle, ek love dit. Dit is vir my so mooi. God dink in geslagte, nie in maande nie. As jy iets bou wat net vir jou leeftyd hou, het jy nog nie God se droom bereik nie. Die rykdom wat jy bou, selfs jou passiewe inkomste, kan deel wees van sy groter storie. Nou hier is vir julle 'n gedagte. Watter erfenis bou jy tans? Geld of gehoorsaamheid? Weet wat my antwoord is, en dit is gehoorsaamheid. Geloof as jou grootste bate. Gaan lees in Matteus 6 vers 33. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Jy kan nie jou geloof in 'n testament skryf nie, maar jy kan dit leef op 'n manier dat dit nie uitgewis kan word nie. Nou ware generasie rykdom begin by geloof. Want wat jy glo, bepaal hoe jy bou. Wanneer jy God eerste soek, word selfs jou finansies 'n vorm van gehoorsaamheid.
Julle, ek het gebid vir my netwerk. Ek het die Here gevra om vir my die regte netwerk te bring. Mense wat gehoorsaam is aan hom. Wat nie net wil neem, maar ook wil terugploeg in hulle gemeenskappe. Mense wat verstaan dat geld 'n middel is, nie 'n meester nie. Ek glo hy bring verbindings wat nie net inkomste dra nie, maar ook invloed wat sy naam eer. En julle, ek wil net hierso 'n slotgedagte bysit. Wat jy bou deur jou werk, jou kommissies, jou besigheid, dit is alles materiaal. Maar wat jy bou deur gehoorsaamheid, dit is deel wat vir ewig bly. Ons lees ook in Psalm 90 vers 17. Laat die lieflikheid van die Here onsse God oor ons wees en bevestig die werk van ons hande oor ons. Dis mooi, nê? Nou, julle, laat dit julle daaglikse gebed wees. Here, laat my hande bou wat u hart eer en laat my nalatenskap u lig dra. En julle, vandag se poll vraag wat ek vra, julle kan dit sommer in die comments antwoord op enige platform. Julle, ek is nou ook op YouTube, so julle kan daar gaan subscribe. Vandag se poll vraag is: wat dink jy is die grootste vorm van nalatenskap? Opsie 1: money that multiplies, dit is geld wat groei. Of opsie 2: faith that remains, geloof wat oordra. Julle, baie dankie dat julle kom kyk en luister het vandag. Gee 'n bietjie vir my julle terugvoering, verkies julle om my gesig te sien? Is dit vir julle lekkerder om te kyk of te luister wanneer julle my sien ook? En of wil julle net luister terwyl julle besig is om kos te maak en jy weet, huis skoon te maak of te werk? Ek voel 'n mens neem meer in wanneer 'n mens net luister en nie saam kyk ook nie, maar op die einde van die dag gaan dit daaroor dat die boodskap oordra. So wat ook al julle verkies, dit is waarmee ons gaan. So gee my julle terugvoering, julle kan gaan kyk. Op YouTube, my channel is Tussen Hemel en Reis. Selfe op Spotify, ook Tussen Hemel en Reis saam met Marlies. Dit is die naam van my kanaal. En dan kan julle dit ook kyk op Facebook. My naam is Marlies Jonker. Of op TikTok is my naam Marlies, Marelize _ Tussen Hemel en Reis. Maklik om my te vind, julle. Baie dankie dat julle geluister het en gekyk het. Chat soon!